Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die John Deere Afrika potgooi reeks. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Hugh Prinsloo staan met sy ou skoolvriend Johan Swarts aan die stuur van Guano Boost, 'n innoverende maatskappy wat 'n alles-in-een 100% organiese kunsmisproduk aan boere voorsien. Guano Boost word vervaardig van Namibiese guano, oftewel voëlmis, met 'n stikstofstelling van 16.5%. Die hoogste konsentraatryk natuurlike messtof in die wêreld. Die produk word verwerk by hulle aanleg in Swartwater, Limpopo. Guano Boost help kommersiële boere om sowel hulle oesopbrengste as die raakleeftyd van hulle produkte op 'n volhoubare manier te verhoog, terwyl dit terselfdertyd operasionele logistiek vergemaklik en omgewingsvriendelik is. Lekker leer en lekker luister. Vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar het jy groot geword? Paadjie wat jy gestap het, die waar jy nou sit, familie, so aan. Jacques, ek kom eintlik uit 'n transport agtergrond uit in Pretoria. My pa was betrokke in die ou Bophuthatswana met busse, mense getransport en Pretoria groot geword. Ek het my bevoorregte posisie op my pa naweekplase gehad het. As 'n gentleman farmer. Ja, naweek wegbreek, gaan motorfietsry en gaan bokke kyk, so. En ja, dis waar my passie vir buitelewe en landbou vandaan gekom het, is van my pa af. Na skool het ek bietjie rugby gespeel en nie heeltemal dit gemaak daarson nie. So realiteit het ingeskop en besef, wil nog steeds buite wees en het in die wildbedryf ingegaan en ons almal weet hoe die wildbedryf ongelukkig uitgedraai. So landbou is natuurlik opvolg daarson, altyd 'n passie gehad vir landbou, maar nooit die geleentheid gehad om self te boer nie en so het ek betrokke geraak met soortgelyke produk aan Guano Boost, biologiese voeding. En regtig besef dat biologiese voeding, die mense het dit nodig. Biologiese landbou is omgewingsvriendelik en wend so ver moontlik organiese kunsmis aan, terwyl stikstof soms bygevoeg word ten einde grondgesondheid te verbeter. Die basiese beginsels van biologiese boerdery kom daarop neer dat gesonde grond vir gesonde plante sorg, gesonde plante sorg vir gesonde diere en gesonde plante en diere sorg vir gesonde en volhoubare produkte. Gesonde grond verg biologiese kunsmis wat plantgroei stimuleer deur die opname van voedingsstowwe na die plant te verhoog. Boonbehalwe die verbeterde plantvoeding, help biologiese kunsmis ook om grondgedraagde siektes te bestry en die waterhou vermoë van die grond te verhoog. Ek is nie seker, ek dink ek hardloop myself nou 'n bietjie ver vooruit hierso, maar dis maar waar die dinge vandaan kom. Ons sal 'n bietjie dieper delf nou binnekort, want ek is, soos ek vir jou gesê het, ek is gefassineerd met julle produk. En ek het vir jou genoem ook, nou dit is net, my brein is so gegeer, genoem het wat in Londen ook, wat ons met vriendelike bakterieë skoonmaak produk al die jare gebruik en so ek is baie pro-organies, maar ook nie daai om 'n boksie te tik nie, dit gaan vir my oor, dis ek het altyd gesê, ons
terwyl ons mense in die aarde beskerm, doen ons nog 'n beter job as die tradisionele produk. So dis vir my belangrik dat jy die game lig in die proses terwyl jy die boksies tik. Ja. Jy kan 'n lewe maak en goed doen terselfdertyd. Ja. Die twee is nie eksklusief van mekaar af. Ek sal maak die wêreld 'n beter plek terwyl jy rand verdien. Ja. So jy toe nou, maar jy het vir my iets genoem wat vir my so sonde klink, as 'n Pretoriaaner. Jy het 'n draai in maties gaan maak. Hoekom? Dis 'n onderwerp van baie bespotting. Tussen my vriende. Ek het op 'n rugbybeurs toe gegaan. Okay. En ongelukkig al wat daar uitgekom het is 'n bekom rugby. En die Swattings het maar tweede plek geniet, maar my tyd in Stellenbosch en die wynwêreld daarso baie geniet. Ek het daarom teruggekom met my vrou daar van die Kaap af. Hy is sy 'n Kaapenaar of sy Ja, sy is 'n Kaapenaar, ja. Suidkus daar van Gansbaai af. My hemel. Ja. Die groot haie, die haie. Ja, haie. Daai tyd was dit nog net perlemoen, hulle het nog eers geweet van die haie. My magtig. Ja. So kom ons praat 'n bietjie oor die besigheid. Jy weet, so Guano Boost, organiese kunsmis. Vertel 'n storie, hoe maak jy hom? Ek het my oog het gevang dat julle dis 'n Namibiese voel guano, Ja. ons weet wat guano is. Kom So ons begin daarso. Okay, kom ons begin by die Namibiese aspek van die guano. Die wêreld se beste guano kom uit Namibië uit. Hoekom? Oor hulle nie reënval het nie, dis woestyntoestande. So daar's niks reën wat op die suiwer guano val en dit loog terug in die see in nie. Spoel terug in die see in nie. Dis net woestyn. So die voël se skei is nou daar en ons is ook glad nie op die platforms nie, op die eilande nie. Ons oes net ons guano van platforms van die kus af. So daar's niks neste wat gesteer word of So is weer 'n verantwoordelike manier van, so daar's nou weer ouens wat eilande gaan ek wil sê dit beteken om met 'n onskuldige produk is, dit word onskuldig geoes nie. Ja, daar's baie impak in die ou dae gedoen daardeur, want daar's robkolonies wat baie seer gemaak is en voëls wat gebroei het wat ook gesteer is en dit het alles negatiewe impak op die visbedryf. So ons gaan net op die platforms, die Namibiese eiland guano gaan in elk geval binnekort gestop word. Suid-Afrika mag mens glad niks meer guano oes op die kus nie. Dis net nie PC nie. Ja, dit is net dis teen die wet nou. Ek weet in daai tyd het hulle op Bird Island met al sy slegte konnektasies ook, het hulle guano geoes, maar Suid-Afrikaanse guano met die hoë reënval wat ons op ons kus kry, is halfte so effektief soos Namibiese guano. Dit is dood eenvoudig om met hy afgewater is. Ja. En dit gaan oor daai wat is binne in die guano wat die goud is. Die kombinasie van die vis en die voël se dieet. As jy jou beste voedings wat die ouens nou basies kry voor ons nou die Guano Boost beskikbaar gemaak het, was kelpprodukte en vissiemils, jou Seagrows en jou kelp packs en so. En dis alles fantastiese produkte. Die guano is net dieselfde produkte wat klaar in daai een vorm is en is klaar afgebreek deur die voël en die vis se verteringsstelsel. So en dit kom natuurlik die voël eet die vis. En die vis het dit geëet in die see. Ja. Dis in haar dinge en so wat is daai wat is die wetenskaplike naam? Wat is dit ek wil sê wat is die nutrients? Kom ek vra jou daai vraag oor as dit net die guano het 'n verskriklike wye spektrum van nutrients. Stikstof. Wat is daai? Hy het 'n hoë telling stikstof, amper 14% stikstof in, hy het 'n 5% fosfaat in. Ongelukkig het guano nie baie natuurlike kalium in die potas in nie, maar dan het hy mikroelemente in soos boor en molibdeen en sink en koper en mangaan en alles is wat 'n boer 7 of 8 produkte bymekaar moet sit om dieselfde samestelling te kry. Is guano een maklike oplossing vir die boer. En daai is my baie belangrike punt, want ek kom nou terug na ons skoonmaakproduk toe. Ons kon 7 skoonmaakprodukte konsolideer na 3 toe. Ja. Om dieselfde werk te doen. En dan sit weer dit impak op jou kontantvloei. Jy het nie 7 verskillende maniere of 7 verskillende maniere wat dinge verkeerd kan gaan nie. Daar's nou net 3 verskillende maniere wat dit verkeerd kan gaan. Ons het nou die dag 'n boer gehad wat die pyp hy van sy kunsmistank af het die pyp
losgekom en het dit in sy oog gespat. Nou die guano het 'n verskriklike hoë ammoniak telling in en ja, dit brand 'n bietjie sy oë, maar Hy kan sien vandag. Ja. Andersins was hy blind. As dit 'n harde gif was of 'n ander chemiese bestanddeel wat in sy gesig was, kon daar ernstige skade gewees het aan die boer. Dis nou weer daai kwalitatiewe byvoordele. Ja. So wat het daai oes in Namibië, hoe werk dit? Kan ek nou net daar opdaag my bakkie in 'n graaf? Wat of wat is oes wat dit seker probeer? Ek dink daar die Perlemoen. Jou bakkie gaan 'n baie lang snorkel moet hê, want die platforms is af van die kus af, hulle is in die see. So jy gaan seker makliker met jou Verkieslik nie met jou bakkie dit gaan met jou kanoe sal jy beter regkom. Maar nee, dit is privaat eilande, dit word deur 'n privaat individu is die eienaar van dit en ons het 'n ooreenkoms met hom om dit. Hy voorsien baie aan die buiteland, veral die Hollandse tulpboere. En dit is hoekom rou guano onbekostigbaar geword het vir die Suid-Afrikaanse boer. Hulle kan nie kompeteer teen die hero nie. Ek sien, maar dit is vir die Hollander 'n bargain. Ja. Dit is baie interessant. En so hoe groot is hierdie platforms en hoe lank vat dit vir die voëls om kan sê dis nou 'n toilet hierdie of hoe werk dit? Dis maar 'n rusplek vir die voëls. Daai voëls is heeltyd op die jag vir vis. Okay. So dis en hulle hardloop in sirkels en siklusse wat hulle nou heeltyd probeer voer. En al wat hulle op die eiland doen is net 'n quick pit stop, maak die blaas in die buik leeg en dan gat hulle weer aan. En ons oes dan die eilande elke jaar. En die guano wat daar is elke jaar is dit wat ons aan die boere kan voorsien. Ek wil nou ook praat oor die oesproses. Jy weet so om dit verduidelik hoe ek spot nou met die graaf in die boot. Ek glo dit is 'n bietjie is minder gekom of dalk meer gekompliseer. Nee, nie regtig. Is dit 'n graaf in 'n boot? Dis net 'n groter boot en 'n groter graaf. 'n Groter graaf. So hoe lank vat daai voëls nou? Hoe groot is so 'n platform? Nommer 1 en nommer 2, hoe lank vat dit hulle om te sien byvoorbeeld jy nou 'n nuwe platform daar sit of is dit maak nie saak is net ek soveel uit voëls. So hoe werk daai? Die platform is 'n vaste struktuur wat op pylons gebou is. Hy staan daar so dit is Hoe groot is dit? amper 'n hektaar. Vragtig. Ja. Jessie, dis 'n verskriklike ek sou sê insetkoste om daai ding. Die platform sal meer as 100 jaar daarso. My hemel. Ja. Maar was dit oorspronklik vir guano? Dis vir guano. My hemel. Is 'n Duitse familie wat dit opgerig het. Wat net gesien het dit is nie reg om die voëls so te steur nie. Jessie, so hierdie is ver voor in terme van daai omgewingsbewustheid en so aan. En dan okay, soos 'n hektaar, soos dis al voorraad wat daar is vir julle. Ja. Jy sê 1 keer 'n jaar. Nou hoe verduidelik ons daai oesproses? Hoe werk dit en dan hoeveel grou jy daar af? Letterlik arbeid wat Ons gestaan op die ding. met massa sakke afval en dis 'n skei wat met 'n hyskraan kom. Skei wat die skei gaan optel. Ja. En ja, dit word jaarliks geoes en soos ek sê die guano is, maar dis regtig baie. Dis groot tonnemate. En aan ons proses wat ons die guano deurvat, maak dit soveel meer. Dis waar ons Dis die geconcentreerde formaat wanneer dit eindig in 'n vloeistof. Ja, dis waar die slim ouens nou met die 14 dag fermenteringsproses gekom het om daai rou gefiltreerde guano om te sit in 'n vloeistofkonsentraat wat maklik bruikbaar is vir die boer. Okay, so kom ons sal nou dieper delf in daai produksieproses. Hoe lank vat dit om die guano af te skraap? Hulle is so 2,5 maande besig daarmee. Vragtig. Ja. En jy weet na 'n jaar hy's weer vol. Ja. En hoe kan jy kostes praat of is dit konfidensieel? Ek weet nou nie. Ja, dis hoog. Wat is die going rate jy praat seker van omtrent R40,000 'n ton. R40,000 'n ton en dan natuurlik dis as jy ou vir jou wil verskaf. Ja. Wat was hoe daai proses gelyk daai tyd? Jy het nou gesê luister, hier's 'n gap. Okay, ons het voelstrand nodig. So nommer 1, hoe het julle te werk gegaan om op hierdie ouens te besluit en dan ons het maar 'n vergadering opgesit en hulle gaan nader en ja,
En hulle het spaarkapasiteit gehad. So sien dat hulle alles aan die Hollanders verskaf. Wel, ons het die prys gematch wat die Hollanders. So hy ons gaan nou eerder sy bierman Dis ondersteun. baie makliker om betrok te laai Suid-Afrika toe as om 'n skip te laai Holland toe. Hoeveel ton het hulle nou afgekrap? So 1000 ton 'n jaar. Oei, okay, jy het 1000 ton. Nou hoe verduidelik ons daai produksieproses van daar af? Ons bring dit dan oor land in Suid-Afrika toe. Swartwater toe. Na Swartwater. Dis waar die fabriek is. Ja, ons is besig om fabriek te skuif meer sentraal. Ons het altyd gedink Swartwater is lekker naby aan Namibië. Hoef nie so ver oor die land in te kom nie. Dan, soos ek sê, dan in ons fabriek en dan vat ons die rou materiaal en ons vat dit deur 'n 14-dag fermenteringsproses wat ons met water en hitte en lig wat ons in dit insit. En dan kom ons dan om die mikro- en makro-element telling van die rou materiaal so naby as moontlik te kry aan die konsentraat. So 14 dae later 1000 ton, wat bly oor nou? Wat word van daai 1000 ton? Word dit dan liters? Dit word 'n sludge. Okay. Ja. En dis jou konsentraat. Nee. Dis die sludge is die produk. Sludge is 'n afvalproduk. Ek sien. Ons sit met dan 'n skoon konsentraat wat ons deur 'n 130 mikron filter sit. Okay. En so dat hy blok nie van jou boere se spuite nie hulle drupbesproeiing nie hulle mikros nie, niks nie. So just like. En so wat uit daai 1000 ton, so dis nou sludge, so wat kry jy dan uit 'n liter gewys wat daai skoonproduk wat oor die goud, hoeveel liter bly dan oor? Wel, dis nou waar ons Coca-Cola resep inkom. Ek sê jy mag nie vir my sê nie. Jy sê ek onthou ek het by Lower met Coca-Cola begin hè. En Coke se ek onthou altyd ons sit in die fabrieke het hulle so Coke ek weet nie van die ouens wat luister wat nie weet nie, Coke het 'n franchise model. So die Coca-Cola Company verkoop stroop aan die bottelary. So ek dink baie ons dink hy ken nou die ou by ABI en dink hy my pel werk vir Coke. Ja, tegnies is dit, maar dis die bottelary. Maar toe stap ek in die fabriek in die eendag en dan staan daar dis 22 kilogram. Hulle spesifiseer nie eers die liters nie. Dis 'n geheim, is 'n kilogram. Dis al wat hulle sê. En jy weet nie, jy neek nie daai ding in 'n 20,000 liter tank en jy meng hom en dan jy jou finale produk. So julle is soortgelyks. Hoe verpak julle? Wat is julle pack sizes wil ek sê? Ons verpak dit 1 liters. Ons is nou besig met 2 en 5 liters ook. Dis maar meer vir huishoudelik. En dan, wat is daai die huishoudelike julle spesifieke handelsmerk? Is nie of is dit ook Guano Boost? Ons gaan nog onder Guano Boost ook in Suid-Afrika, maar Grow Bang Lawnfield is ons gaan hom meer internasionaal bemark. Gee my asseblief as ons nou kyk na die tipiese boer, jy sê 'n liter. Jy weet so obviously dis wille konsentraat hierdie. Hoe ver vat so 'n liter jou dan nou? Ons verdun ons konsentrate 1 tot 20. So as jy 25 liter konsentraat vat, werk dit op 500 liter se plantvoeding uit. En dan hoeveel hektaar kan jy dan nou? 1 hektaar se eenmalige toediening op daai 500 liter. Just like. Ja. En dan julle gemiddelde koste wat ou is ek nou boere se van verpakking. Maar ons, soos ek sê, ons is kunsmisverkopers. Ons probeer om nie verpakking te verkoop nie. Ons wil dit plastic rond. Jy wil eerder dit gaan pomp aan 'n tank in. Ja. So of in die boer in groot tanks by die boere of ons probeer dit in flow bins. Okay. Wat inruilbaar weer is aan hulle verskaf en dan werk so 500 liter se voeding jou omtrent R625 uit. Ja. En hoeveel keer moet jy dit dan dit hang nou af hoeveel van sy konvensionele kunsmis hy verminder. Daar's boere wat dit op 'n 7-daaglikse basis spuit, maar dan is daar amper niks konvensionele kunsmis wat die boer gebruik nie. En dan is daar boere wat in 'n groeitydperke 3 of 4 keer maar toedien. So dit hang af, dis nou regtig waar die persoonlikheid van die boer en ek dink sy vertroue ook met die produk. Hoe meer die boere vertroue kry in die produk, hoe meer gebruik hulle hom en hoe meer begin hulle op hom staat maak. So hoe lyk daai as ons kyk na die tipe boerdery? Jy weet, as ons nou gaan kyk na julle suksesverhale, is daar spesifieke
tipe boerdery wat voordeel trek, is almal, ek bedoel, die bietjie wat ek gesien het dis indrukwekkende resultate wat julle ouens, maar ek bedoel is van grasbale na peper na Ja, op die stadium is ons verskriklik geseënd met 'n baie wye spektrum van boere, van letterlik weidinggras tot neetbome. Ek het vanoggend met 'n boer gesels op pineappels en sitrus, lucerne, groenteboere, en almal kry net verskriklike lekker resultate. Ek het met 'n dame gepraat wat self boer, ook in die Vrystaat, naby Welkom. ja, En sy boer seker so 50 hektar, en sy sê ongelukkig laat die guano haar lucerne, die gras tussen haar lucerne ook groei. net so goed groei soos haar lucerne. So is 'n goeie probleem daar. ja. Hoe vergelyk so jy het nou gesê dit hang af van die boer, het hy 100% julle produk of ek wil sê sy ratio van tradisionele kunsmis en so aan. Kom ek vra so, wat is daai barrier wat 'n boer verhoed om 100% guano boost te gebruik? Ek sal nie vir 'n boer aanbeveel om 100% guano te gebruik nie. Soos guano het 'n baie lekker wye spektrum mikro en makro elemente, maar daar is aspekte van hom wat hy kan nog nie heeltemal alleen staan op soos groentegewasse en bome en so nie. Maar jou grasgewasse, jou lucerne, as daar nie ernstige tekorte in jou grond is nie, dan sal jy die boer alleen kan help. Maar op meeste van die gewasse moet die boer maar 'n aanvulling gee in chemie om kommersieel te boer. Kommersieel organies te boer is verskriklik ingewikkeld en verskriklik duur. En guano is net 'n bietjie meer 'n alternatief van so baie chemie. En die boer kan sy grond spaar, sy grondgesondheid optel en 'n bietjie geld spaar terwyl hy hoër opbrengste kry met die guano. Jy daai is 'n belangrike punt wat ek en jy vroeër oor gesels het, is die feit dat die boer nie die grond hoef te rus om hom te verbeter nie. Hy word verbeter terwyl hy hom aangaan as gevolg van guano boost. Dis 'n groot vrees van die boere. Almal weet, ek dink meeste van die boere weet dis nie volhoubaar om so aan te gaan met die chemie nie. Ons water lei daaronder, selfs gesondheid, en dis die kos wat ons eet. Dit is die kos wat ons vir die diere gee wat ons eet, wat hierdie chemie in is. En ek dink die mense is te bang om te diep te grou om te sien wat die regte neeweffekte daarvan is. En om net daai biologie in sy program in te werk, gaan net soveel makliker wees. As jy nou 1 jaar moet afvat en hoendermis in sy lande inwerk, daai boer kan nie bekostig om maar 'n jaar nie 'n opbrengste te kry nie. En dis waar die guano boost vir hom 'n lekker alternatief is. Terwyl hy sy voeding gee, werk hy hierdie in sy program in, en hy bou sy grondgesondheid en sy plantgesondheid op, terselfdertyd wat hy 'n goeie oes afhaal en 'n bietjie geld spaar. Wat is daai, jy het nou genoem, moenie eksklusief guano boost gebruik in daai opsig nie, maar hoe kan jy daai tipies, kan ek sê gee ons 'n gevalle studie, wil ek sê, wat die boer, nou ek het nou gesê, ons het bijvoorbeeld met die skoonmaak 7 skoonmaakprodukte gehad wat ons gekonsolideer het na 3 toe. Ja. Hoe lyk dit tipies daar buite, wat die tradisionele gif wat die boer gebruik, en toe julle inkom, hoe lyk sy portefeulje van gif, wil ek amper sê? Kom ons, ek sal by die gif uitkom. Is op sy voeding wat ons gewoonlik sien, kan hulle omtrent hulle stikstof sny met 50%, fosfate 30 tot 40%. Jou kaliums, jou potas moet jy inhou, maar daar's so baie produkte wat mikroelemente bied vir die boer. En guano se mikroelemente is meer as genoeg om daai 7, 8, 9, 10 produkte wat 'n fortuin kos heeltemal te vervang. En dan begin die boer dit meer gereeld insit, want is meer bekostigbaar. En hoe meer gereeld die boer begin biologie in sy program inwerk, hoe hoër word sy plant se BRICS. Hoe hoër sy BRICS is suikerinhoud in 'n plant. So die vrug wat jy produseer is lekkerder, want hy's soeter. Jou plant is gesonder, hy het meer weerstand teen allerhande peste, kwale, virusse, swamme. Sy weerstand, ons het selfs boere wat
ryptoestande beter hanteer, enige stresstoestande. So hy's net 'n sterker Dis 'n sterker plant, want hy hoef nie daai chemiese voeding, hy moet die chemiese voeding moet hy afbreek. En dit maak daai plant verskriklik hard werk. As jy nou wil kyk, jy wil Vitamiene C inneem. Ja, dis maklik om gou 'n pil te drink, maar dit is soveel beter vir jou om 'n lemoen te eet. En presies dieselfde geld met die guano. Daai plant gaan dit net soveel meer opneem van daai mikroelemente en dan soveel sterker wees, so hy gaan vir jou hoër opbrengste lewer, lekkerder vrugte en hy dan weerstand. Want as jou plant weerstand het teen die insekte, swamme en virusse, spaar jy op baie gifstowwe. So jy hoef nie meer so baie gifstowwe te doen nie. En wanneer jy gifstowwe toedien, kan jy dit saam met die guano, omdat dit biologies is, affekteer hulle die reageer gif. met mekaar. Ek sien, so dit is nie So- alles net saam, is maklik. So jy gooi dit saam met jou guano in, jou plant identifiseer die biologie in die guano, so hy neem dit meer effektief op, so jy gaan op daai insetkoste daar ook spaar. Dit is absoluut vir die boer om geld te spaar terwyl hy hoër opbrengste te maak. En hoe lyk, wat is daai, kom ons praat persentasie, wat is daai gemiddelde kostebesparing? Ek wil amper hierdie amper dalk soos 'n how long is a piece of string vraag, nê. So kos sê tipies wat is daai on average en dan natuurlik jou opbrengs, nê. Ja, ons sien gereeld besparings van 25-30% op insetkostes. Ja. En En ek wil daai is bottom line. So hy gaan net straight ja, in jou sak in, nê. en jy kry boere en jy kry boere. Dis nou weer how long is a piece of string, maar nie almal boer dieselfde nie. En daar's van ons boere wat die top is, hulle is op die kruin. En ons kry nog steeds vir hulle 5-10% hoër produksie. Daar's boere wat begin en hulle sien gereeld 35-40%. Yes. En terwyl hulle daai hoor, dis nie ewe skielik as jou plant 9 meter hoog en jou tomatie so groot soos 'n sokkerbal. Dis nie dis nie 'n wonderproduk nie. Dis net die plant is so gesond, so sy produksie Ja. hou net langer aan. Ek het een interessante ding was dit die ou wat die wat ek gesien het was dit peper? Ek sê nou peper. Wat is by die een se produksie, hy kon langer in die winter of Green peppers. Dis green peppers, ja, peppers. Dis kom ek aan peper dink. Ons sien dit baie gereeld dat ons boere beplan hulle groente met hulle arbeid. Want arbeid moet dan oorgaan na 'n nuwe gewas toe of 'n nuwe ding moet geplant word in die somer. Ekskuus. En dan kan hulle nie langer aanhou want daar's nie genoeg arbeid vir 'n sekere gewas nie. So ons kry boere wat se plante nog in produksie is, maar hulle het nie meer die arbeid of hulle nie die vervoer om daai goeders mee mark toe te stuur nie. Dan moet hulle gewasse uittrek. So, Dis so weer eens ons het vroeër gepraat weer oor jy weet gemeenskapsontwikkeling, geleenthede of gemiste geleenthede. Ja. Jy weet so hierdie is nou ook 'n klassieke. So kom ek wil net 'n bietjie so ek wil nou weer 3 tree terug gaan. So jy Johannes is jou vernoot, weet julle is ou pelle 7 jaar later, nê, vandat julle die besigheid begin het. Waar is julle? Hoe Ek lank? en Johan het nou so 2,5 jaar terug hierdie besigheid begin. Okay. En ons het so 18 maande terug gelunch. Maar ek is al 7 jaar besig met 'n soortgelyke produk gewees. Okay, so dit was nie Guano Boost van die begin af nie. Nee. En hoe gaan dit? Ek bedoel in terme van wat is die uitdagings, wat is die geleenthede wat julle sien? Wat is die tipiese, hoe kan ek sê, besigheidslesse wat julle, en ek bedoel dis 'n start-up, nê. Nee, so hoe vind julle die landbouindustrie, die produk, die boere se reaksie ensovoorts. Jock, ons is baie gelukkig om 'n baie warm verwelkoming te kry by boere. Soos ek sê, die boere begin besef daar moet 'n verandering plaasvind. Dit is nie volhoubaar om net chemie in jou grond in. In die ou dae was dit, kom ons maak nog 50 hektaar of 20 hektaar oop en Boeta gaan daar plant. Dis oop. Daar waar al geplant kan word in die land is basies nou lande. Waar die water wat ons het in die land en die grond wat beskikbaar is.
So die grond wat nou in lande is, moet begin opgepas word vir die volgende geslag. En niemand kom regtig met 'n oplossing wat vir die boer volhoubaar is op die stadium nie. En ek sal nie So almal praat. Ek sê everybody's talking a good talk, nee. Want jy hoor dit die hele tyd. Ja. Volhoubaarheid, maar dis interessant jy sê dit, want ek kom agter maar ek wil sien hoe lyk volhoubaarheid. Ek weet julle kan hier's 'n produk wat dit daadwerklik doen, maar ek kom agter ek sien nie regtig volhoubaarheid nie. Onthou ook niemand wil voor in die drukgang gevang word nie. En ek dink dit is scary vir 'n boer om die proefkonyn te wees en die ou wat moet voorloop en jy 'n ou kan nie 'n oes verloor vandag nie. En dit is hoekom ons so fokus dat ons boere vir ons die praatwerk doen. Want ons boere sê vir ander boere, ons wil nie, daar's so baie slangsouse en torsoppe daar buite wat boere harde lesse mee geleer. Ja. En dan raak die ouens bang vir verandering en beloftes wat aan hulle gemaak word. Dis nie maklik om te boer in Suid-Afrika nie. So dit word maklik om te sê nee. En waar ons boere gelukkig vir ons praat, sien die ouens en hulle kan daarmee assosieer met dieselfde probleme wat die ouens het met grondgesondheid, plantgesondheid, hoë kostes van die gifstowwe. En so begin die mense met mekaar praat. En hoe meer ek gaan praat met my buurman Piet, hy het dieselfde probleem. Sê vir hom ek het vir jou gestuur. En so help ons bestaande boere vir ons daai mure afbreek. En met dit is ons baie gelukkig. Hoe het julle daai eerste groot hak gehak? Dis maar die moeilikste ene. Ek dink die groot hakke kom van die hongermanne. Die ouens wat regtig honger is vir daai verandering. Dat Hy is nie nog in die moeilikheid nie. So hy's net of is dit 'n beide hy moet nou vinger trek en of hy daai groei daai growth mindset. Ek dink die groot ouens wat ons in die begin gehelp het was desperaatheid. Hierdie ou sal enigiets probeer het. En ek dink dis so baie van die boere hulle vingers ook gebrand het in die verlede. Okay. Maar hier was nou 'n boer wat vir ons kan sê, okay, na 34 jaar wat ons op dieselfde grond geplant het, want hulle het nie 'n ander opsie nie, het dit afgegaan na, dis net nie meer winsgewend om so te plant nie. So dis of close up shop, of verander die strategie. Of 'n laaste probeer iets anders. En dit was nou hierdie ou se laaste hoera, en die resultate is daar, en van daar af begin dit sneeubal, regtig waar. Yes, ja, ek kan dit goed glo. Sê vir my, so julle, om terug te kom, ek bedoel, afgelope 2 jaar basies die besigheid geloods. So tot met hede was daar nie, het niemand daaraan gedink nie, is daar soortgelyke, ek bedoel, en is weer eens, jy kan probeer op hierdie bandwagon, of wil ek sê op hierdie platform te probeer spring, maar dit is weer eens, as jy nie die kwaliteit guano het nie, is jy dood in die water in elk geval. Ja, en dan daar is soortgelyke produkte, en daar's heelwat soortgelyke produkte, baie van hulle word van, daar's guano produkte ook al buite, niemand regtig met dieselfde ontledings as ons nie, dieselfde kwaliteit ontledings nie, maar daar's soortgelyke produkte wat met slaghuisafval gemaak word, wat van Australië afkom, dan's daar kelpprodukte wat soortgelyk is, dan's daar visafval wat nou van visfabrieke af, daai afval wat alles fantastiese voeding is. Maar ek dink nie dieselfde impak so vinnig soos ons produk kry nie. Dis weer hoe hy saamgestel is, ja. en die wetenskap wat daar agter gaan. Wat is die ek dink nou 'n simpel vraag. Ek onthou vroeër jare, as ek sê, dis hoekom ek's organies ingestel, het ek weet veral daar in Londen, ek by die ouens Syp koffie, elke hoek en draai is 'n koffieshop. En ek het eendag gekyk hoe die ouens die koffie wat gebruik is weggooi, en ek het besef dat daai koffie is ongelooflike stikstof. So hoe sal koffie, is nou nie dalk nou 'n trick question, maar hoe's koffie op sigself? Is dit is dit 'n eendimensionele goeie produk, soos in ieder geval stikstof, en dis dit? Ja, maar hy het nie naaste by die stikstof wat guano in het nie. Ek sien. Kom ons bly nou op stikstof, en sê Suid-Afrikaanse guano, kom ons begin by Namibië, dis nou heel bo, dis
die room van die guano. Stikstof met 78% teenoor suurstof se 21% is die volopste element in ons atmosfeer en noodsaaklik vir alle lewe. Stikstof se verdunningsfunksie in die atmosfeer is egter slegs een van die redes waarom stikstof onontbeerlik is vir ons voortbestaan. Dit onderhou alle lewensstelsels en is uiters belangrik vir die samestelling van aminosure, wat die boustene van proteïene is. Sommige plante is totaal afhanklik van ammoniak, 'n verbinding van stikstof en waterstof, en ander stikstofhoudende reste wat deur verrottende elemente in die grond ingewerk word. Hy het amper 'n 18% stikstof in. Okay. Waar Peruvian guano hier by 15 is. Okay. Wat fantasties is, die wêreld maak Peru klaar. Vragtig. Ja, en Suid-Afrikaanse guano kom jy by 9 in, oor die reënval. Dan kry jy hoendermis, lekkuikenmis, wat hier by 4, 5 inkom. En dan bees wat hier by 2, 3 inkom. So, Yes, like dis nie eers, dis nie selle liga, hulle speel nie eers dieselfde sport nie. Ek sien, ja, dis drasties. En wat het koffie dan? Nee, dit behoort ook hier by 1,5, 2. O, so dis Dis 'n skat. Dis 'n ek absolute hoor jou, skat. so dis nie eers op 'n goeie dag, ja. So ek hoor jou, dis glad nie, wel, sien, dis nie double digits nie, dis Nee, maar verseker. koffie sal ook, dis 'n plantafval, so hy sal baie mikroelemente in hê. En ek dink koffie sal 'n verskriklike goeie voeding wees vir plante, maar as jy net kan almal kry om hulle koffie wat hulle weggooi op een plek te kry. Ja, dis weer dis die distribusie probleem. Daar's so baie van dit, maar dis by die huishoudelike. So gepraat van huishoudelik. Ek wil 'n bietjie vashak by Growbang. So dit is nou juis julle B2C Ja. produk. Wat gaan daaraan soortgelyk as is dieselfde produk? Verkoop julle hom primêr net aanlyn? Vertel ons 'n bietjie meer van die produk. Ons verkoop Growbang net aanlyn. Ons het dit kom met my maale wat die guano in hulle tuin so suksesvol gebruik het. En resultate wat ongelooflik is. Was dit nou julle produk of was dit nou maar oor die jare? Oor die jare. So dis ook dis jou verwysingsraamwerk, is Ja. guano in die tuin. Almal het altyd gepraat van guano. Jou pa het gepraat van hoe guano die beste voeding was. Kyk, as hy ek bedoel ek onthou net stink en vlee. O. Stink en vlee. Ja, in die somer, Dis my elke dag. Almal het altyd gesê guano is jou heel beste. Dit is uit die bynaam gehad van wit goud, want in die 17 en 1800s was guano letterlik duurder as goud gewees. My magtig. En dis waar die acronym, ek dink daar's baie mense wat sê dit is nie so nie, maar daar's baie mense wat sê so akkuraat soos Wikipedia is. Dis waar die afkorting STHIT vandaan kom. Ja? Store High in Transit. O. Dis interessant. Ja. Store High in Transit. Ja. Growbang. Ja, ons het gesien Maar het julle geloods online? middel verlede jaar, Okay. net voor die lente, so nou 'n jaar terug. Okay. Ons wou 'n proef gedoen het. Ons plan met Growbang is vir die internasionale mark. Die mark vir organiese grasvoeding, lawns in Amerika, is $82 biljoen. Blakskorrel. So ons wil kyk of ons 'n doetjie van dit kan 'n golfbaan of twee. Ja, ons net so 'n stukkie kan afkrap en uit daai 82 biljoen Sure. uit. En toe het ons hom getoets op die Suid-Afrikaanse mark en die Suid-Afrikaners, alhoewel hulle ons baie mooi, almal ondersteun ons fantasties en dis nou soos die bemarking in die begin is dit vriende en familie wat ons ondersteun en die word of mouth dra ons ook verskriklik baie en ek dink dis waar ek net nou gepraat het oor COVID, hoe ons online begin. Dit is online en ons kan dit aan ons verkope nou net voor die lente. Kan ons begin agterkom dat daai hele mark is besig om te groei. Sure. Excuse the pun. Ja. Alles groei. So die internationals om net by Amerika vashak.
jy het nou julle tydiglike ratio van 1 tot 20. Hoe ver kan julle, ek neem aan as julle na die internasionale mark begin kyk, ship julle die hoër konsentraat oor en verdun om daai kant? Ja, ek dink ons gaan weer kyk na presies soos die Coke, toe ons sal bulk oil oorstuur in containers en dan na 'n bottling plant toe stuur daarso. Hoe hoog kan julle, ek bedoel, biologie kan ons net tot op daai konsentraat. Dis max. Dis ongelukkig nie, dis nou waar die verskil met biologie en chemie, ek weet as die ouens hoor 25 liter, dan hulle is gewoond aan 1 en 2 litertjies of half liters, en ewe skielik kom ons nie, jy moet 'n kan neersit. Ja. En dit skrik ook nog van die boere, maar jy kan nie biologie so kompakteer soos jy chemie kan kompakteer nie. Ek sien, so dit is dit oor die algemeen, sou ek sê, die probleem met Nee, ek dink dis nie 'n probleem nie, net om die mense se siening te verander oor die ding. Is net dis een van die goeters, maar dis moeilik om weg te beweeg van wat werk. En my pa het so geboer, ek moet so boer, en ons if it's not broken, don't fix it. Ja. En om daai siening te verander is, alhoewel hulle weet daar moet 'n verandering plaasvind, is dit nog steeds moeilik, want dis nie net 'n deel van jou nie wat hulle moet verander nie. Dis 'n boer eet, leef, bid, dis sy plaas. En dis waar sy familie afhanklik is, dis waar hulle bly, en as daar risiko gevat word alles op daai risiko. Ja, hy kan nie vir 'n ander day job gou gaan aansoek doen as dit nie 'n goeie jaar was nie, nee, dit is alles of niks. Gee ons net 'n voorbeeld, jy het nou genoem, is maklik op die plaas, die boer neek alles saam, so daar's, ek wil sê, is business as usual. Ja. Hoe pas jy die produk toe dan op my grasperk, so kom nou môre? As jy nou op jou grasperk kom gaan doen, jy het 'n rugsakspuit. Okay. So jy sproei hom oor alles. En dan, hoe sal dit nou? Want ek is nou juist nou, as ek sien hoe my gras lyk, ek is nou excited om, ek wil dit gaan bang. Gaan op growbang.co.za, en daar's dan verskillende opsies daarso, of 1 liter of 2 liter. Ja, hulle koor by my voordeur. En daar wil jy plaas die bestelling online en hulle laai hom by jou af. En ek vat hom, verdun hom, sit hom en dan spuit net tot 20, so jy gooi jou rugsakspyt gewoonlik so 16-17 liter. Okay, so is basies ek sê 'n liter wat jy gaan ingooi. 400 vierkante meter. Blikskorrel. Nou hoe gereeld moet ek spuit? Jy gaan so 4 keer in jou groeiseisoen spuit. Dis dit. En dis wat is die beste tyd, lente? So 1 September, letterlik lentedag, net na jou braaidag. net na braaidag. Ek sal aanbeveel na braaidag, nie die dag voor braaidag as jy mense oornooi nie. Hy sal so half ek wil sê 'n bietjie 'n reukie gooi. Ja, maar die reukie bly nie lank nie. Is letterlik 2-3 ure dan is die reuk weg. Okay. En na braaidag gaan jou maag nie daai reuk hanteer nie. Ek hoor jou. En dan wat, spuit jy dit in daai maand dan nou 4 keer, of moet jy dit Nee, jy kan sommer 1 keer 'n maand. As jy nou sien jy sny nie meer 2 keer 'n week gras nie, is nou weer terug op 1, en jou vrou sien jy raak 'n bietjie lui, dan spuit jy hom nog 'n keer, dan kan jy opgaan na 3 keer 'n week gras sny toe. 3 keer 'n week gras sny. Ek dink dit sal goed wees, die tuindienste ou. Kyk, as jy nou praat van ekstra besigheid, die tuindienste ouens met julle produk spuit terwyl hulle gras sny en laat dit vinniger groei. Daar's nou 'n verskeilde strategie. Ja. So net om terug te kom in die besigheid, wat is die belangrikste, en ek weet daar is altyd klomps, moeilik om, of dalk 1 of 2, wat is die belangrikste besigheidslesse wat jy tot dusver geleer het? En ek dink veral nou omdat jy 'n start-up in landbou, ek bedoel dit is in Afrika. Ek dink dit op sigself is daar is 'n uitdaging. En dan natuurlik, wat is die advies wat jy vir jou jonger self sou wou gee? Jo, hoeveel tyd het jy? Nie om te praat nie, om te dink oor hierdie al die advies wat ek vir jonger my wou sê. Luister vir jou mentors. Die manne gee nie sommer slegte advies nie. So hou harde gat wees en luister vir die mense wat die paadjie gestap het. En ek dink dieselfde geld vir my jonger self ook. Luister. Dit's
Goeie advies. Ek dink ons Afrikaans is maar dis een kant ons sterkpunt en ons swakpunt is daai harigheid of hardkoppigheid sal ek sê, nee, is 'n dun lyn tussen die twee. Maar dis goeie advies en ek dink wat vir my altyd, ons het nou ook weer gechat, jy weet jou boere se studiegroepe en so aan. Dit is daai ek glo ook veral in 'n digitale era. Ek het nou die dag, jy weet ouens sê altyd ons weet nie hoe die werksplek oor 10 jaar gaan lyk nie. So hoe beplan jy vir iets wat jy nie weet hoe dit gaan lyk nie. En digitale media is vir my dieselfde. Jy weet hoe kan jy, is vir my 'n grap om te dink jy gaan leer digitale media op universiteit of iets. Want in die tyd van Facebook was nie so onlangs soos 12 jaar was daar nie so ding soos 'n Facebook of 'n Twitter of 'n Instagram of so nou gaan leer jy wat om na 3 jaar agter te wees. Ja, maar dieselfde geld vir ons skole. Wat ons skole leer jy nog vir wat in die 70's gaan gebeur. Dis dieselfde, so die punt is, waar gaan jy, waar leer jy? Jy leer by jou peers, jy leer by ander ouens wat in dieselfde game is, dis daai, weet, synergisme. 1 + 1 is 3, nee. En ek voel vir my in landbou is dit nogal gesond, dat die manne gereeld by mekaar kom, notas uitruils. Dit is een van die fantastiese dinge oor boerdery, die studiegroepe wat hulle by mekaar kom en daai ouens nooi baie in verskillende aspekte van boerdery. Is dit sekuriteit tot trekkers, implemente, plantvoeding, gereeld ouens om te praat en dit is 'n groot deel van ons bemarking ook, as om betrokke te word by daai studiegroepe en net met die ouens te gesels. Dit is, jy kom voor jou 20-30 boere, wat jy verskriklik baie sal betaal vir advertensie en hierdie ouens is honger om te hoor wat jy het om te sê. So, dit is as jy moet net vra. Ja, dis al. So dis nie dat ouens in 'n ry staan om by die studiegroepe in te kom. Of is daar nou sekere areas wat Nee, regtig. Dis interessant, né? Dis baie interessant. Daar's so die ouens die in boerevereniging vergaderings. Daar's so baie geleenthede en dan kom maar nie sprekers nie. Dis interessant. So hulle is asof ouens sê hulle wil daai een boer op beslag om by sy hek in te kom. Ek dink partykeer is bietjie gemak so nou ook. Dis dit. Baie van die groot maatskappye omdat kry jy by Nampo. Ja, kry jy by Nampo. Dis maklik. Ons sien jou weer by die golfdag vir hierdie jaar en omdat Suid-Afrikaners so ons is lojaal. Maar en daai loyale ondersteuning help jy ons verskriklik baie. Maar totdat die regte ou by die studiegroep opdaag, dan is jy in die moeilikheid. Almal moet iewers begin. Dis baie waardevolle advies daai, Theo. So kos gesels 'n bietjie toerusting en tegnologie. So watter ander besighede / verskaffers het 'n groot impak op julle besigheid? Jy het natuurlik nou die ou in Namibië, wat sonder daai is daar nie 'n besigheid nie. So watter ander ek wil sê julle waardeketting is krities vir julle. Wel, daar's soveel van hulle want ons het maar dis alles goed wat reeds in die boer se toedieningsmetodes is. Dis nog 'n lekker ding van ons produk is ons werk met so baie ander toerustings op die boer. Ons werk met die ouens van die drip besproeiing. Ons is met die ouens van die mikrobesproeiing by bome. Ons is ouens met trekkerspuite, ons loop met die hoogloopspuite, selfs met die spulpunt ouens. Dis alles tegnologie wat die boer het. Reeds gebruik, jy is reeds daar. En ons produk sluit net aan by dit. Wat is julle benadering daar? Want ek bedoel, jy moet daai balans handhaaf, baie belangrik, nee, waar jy die studiegroep aan die een kant het, waar jy direk met die besluitnemer praat, en aan die ander kant het jy die verskaffer wat reeds die verhouding met die boer het, die spulpunt verskaffer, argument so dalwe, en jy moet nou weer by die spulpunt verskaffer, as jy hom kan oortuig of nie so seer nie. Nee, nie so seer nie. Druk die boer dit deur. Ja, die boer sit dit deur. Dis nou die gerieflikheid van ons produk, is dat hy nie net deur 'n spulpunt nie, maar hy kan deur die trekkerspuit ook gaan. En nie net op die blaar nie, hy kan in die grond ook toegedien word. En nie net deur drupbesproeiing nie, hy kan as 'n vloeibare kunsmis met sy planter toegedien word. En dis waar ons flexibility, ekskuus vir die Engels, maar nou inpas en dit gerieflik maak vir die boer, want die produk pas in by die boer.
Hy gee die boer al die geleentheid om 'n bietjie meer volhoubaar te boer. Ja, kom ons nou dink tegnologiese vordering, ons het nou gepraat van e-commerce, online. Ek sê die wêreld is, Suid-Afrika is baie wakkerder nou as ooit tevore vir e-commerce. Waar voel jy is daar nog geleentheid met die wetenskap agter julle produk? Ek het nou ons het gepraat oor die konsentrasie 1 tot 20, so jy kan niks daaromtrent doen soos hy nou staan nie. Waar kan tweaks gemaak word? Ek dink ons is besig met nog 'n paar produkte se ontwikkeling. En dit gaan oor tegnologie is net waar ons meer geleenthede vir die boer wil skep om dit by sy boerdery te laat inpas. So nie almal wil vloeibaar gaan nie. So ons wil 'n korrel ontwikkel. En wat is daar, ekskuus ek van jou rede, wat is het jy idee wat die markpersentasie vir korrel versus vloei is? Dis baie dominant korrels op die stad. Is dit? So dis weer, maar is dit weer ek dink nou aan kunsmis op die gras, nee, wat jy dis waar dit gaan, daai korrels. Daai korrels, so is dit tradisionele ding weer, wat die ouens, maar weer eens kom ons terug na die slangsous en torsoppe toe, waar jy fly-by-nights gekry het, wat daai ding na boer toe bring en verdun hy hom. Hy koop hom by 'n verskaffer, en hy verdun hom 4 keer, en hy versprei dit aan 4 boere wat hy geld maak, maar daai dink nie aan môre nie. So op die stadium met daai is ons kwaliteitbeheer vir ons verskriklik belangrik, dat ons nie met biologie gaan daar altyd 'n bietjie op en af wees, maar op ons toetse sover is dit alles binne 7%. So dit is, korrels is baie belangrik, maar die ouens is besig om oor te gaan vloeistof toe oor die gerieflikheid daarvan. en omdat jy dit kan meng met jou gif, Ja. nee, dit is, jy kan nie jou korrels, En as jy nou dink aan korrels, as jy korrels vat en jy stroei dit oral, hoeveel van daai korrels spoel weg, waai weg, is te ver weg van jou wortelsisteem af, van daai korrels los net nie op nie, want dit is fabrieksfoute. jy het nie daai presisie boerdery opsie met 'n korrel nie. Ja. En dis weer waar julle produk so kragtig is, maar soos jy sê, jy moet, ek altyd sê, jy moet nou maar die taal praat van die mark en dis korrels op hierdie stadium, so jy moet daai, Ja, maar dit sal ook weer, dit sal 'n laaste resort wees vir 'n boer, want die korrel gaan duurder wees, omdat die vloeistof so gekonsentreerd is vir die boer, gaan die korrel om duurder uitwerk, maar ons wil vir ons boere daai opsie gee. So laaste vraag oor ons praat nou oor die korrels in die vloeistof. Jy het genoem die Yanks is $82 biljoen. Wat Suid-Afrika se koekgrootte vir julle of die geleentheid wat daar is in Die landbou is ons nie heeltemal seker oor nie. Daar word nie regtig statistiek daaroor gegee nie. En met die huis is daar 'n rede daarvoor? Dis nogal vreemd, is dit seker nie? nie. Ons het nou 'n bietjie navorsing gedoen en ons kry nie regtig. Ek weet GWK in Douglas doen 2 biljoen 'n maand. Pragtig. Ja. Goeie hemel. Ja. En dis een Okay, die GWK is een van die koöperasies in Yes. die land, maar hulle doen 2 biljoen 'n maand. jong, So dis 'n in soos 'n Suid-Afrika. hele paar biljoen rand. Ja. Eenvoudig soos dit. En Suid-Afrika was landbou nou die enigste groeiende sektor gewees. En dit is nie groei 3-4% nie. Hy het Ek dink dis 'n rekord, dis 'n rekord 12% gegroei. Ja. Waar die land amper negatief was. So landbou in Suid-Afrika is dis regtig waar, en ek dink selfs as jy tussen Pretoria en Johannesburg ry en net buitekant Gauteng, daar's oral waar daar 'n stukkie grond is daar een of ander vorm van landbou. Ja. Ons is 60 miljoen mense wat almal gevoer moet word. Ek hoor nou die dag toevallig dat van ons kyk soos ons sê hindsight is an exact science, nee, maar ek hoor die lughawe is van jou beste landbougrond, nee, alhoewel Tambo. Maar dis nou so 'n tegniese probleempie. Ja, ek dink nie, ek dink jy gaan weer 'n bietjie wag vir 'n pivot om verby te kom. Ek dink ja. So nou regtig desperaat raak, dis al daar's 'n Ek geleentheid. nee, met 'n ploegie en 'n paar blomkole daar gaan sit. Can you imagine as hy jet engine aansit daar, hy kom maar verby en hy blaas vir jou verby Benoni, daar Brakpan op hy
Mens net mieliekoppe. Wesrand myn hoop. Ja, as net mieliekoppe sien. So gepraat, ek dink nou ons het nou gepraat oor Oliver Tambo in 'n vliegtuig. So verspreiding. Weet waar kry ek jou produk? Jy weet jy het agente genoem, ons het van GWK gepraat. So waar is julle produk? Jacques, ons probeer ons waardeketting so kort as moontlik hou. Ons probeer van die fabriek na die boer toe direk hou, dat die boer daai voordeel kan trek van die beste voeding vir die beste prys. So ons het besluit ons gaan ons eie agente landwyd opsit. Ons sit nou met net so oor die 40 agente landwyd. Ja. En ons gaan na ons WhatsApp nommer toe en sê van waar jy is en 'n agent kom sien jou. Ons aflewerings is ingesluit in ons pryse in en So geen verskillende kostes nie. niks nie. Ons is nog van die dom maatskappye wat eintlik saam met die boer 'n pad wil stap. Ons wil 'n diens lewer vir hulle. Tja. Gou daarvan. Theo, verskriklik dankie. Is 'n fascinerende besigheid wat jy het. Dis 'n inspirerende besigheid en ek sê dit nie net om jou heuning om die mond te smeer nie. So ek wil sê wel gedaan. En ek wens julle alle sterkte toe. Ek kan nie, jy weet, ek sien uit om te sien, want dis nie of julle van krag tot krag gaan nie, en ek's mal oor die idee dat julle, jy weet, die tuine ook tackle, jy weet, die normale man se tuin ook, Tannie se tuin. Die tannie se tuin, ja, ek wil net sê, die man sny net die gras vir die tannie. Maar nee, ek hoop, jy weet, 2021 is 'n fenominale jaar vir julle. Nee, Jacques, baie dankie en dankie vir jou tyd en ons waardeer dit, is regtig 'n eer om hier te wees. Ja, dis is vir my ook 'n voorreg om met julle te kon gesels. Dankie, Theo. Baie dankie dat jy geluister het. Onthou jy kan die John Deere podcast reeks kry op Apple Podcasts of Google Podcasts, Spotify of SoundCloud. As jy gehou het van hierdie episode en die reeks, asseblief deel dit met jou vriende en familie en ons sien uit om altyd van jou te hoor. So enige terugvoer sal ons op reg waardeer. Laat die wiele rol.